Goeiemôre. Kan julle my almal hoor daar agter, Mike? Kan jy hoor, kan die baby? Ja, welkom almal. Dan ook aan die familie, aan die Hannetjie. Kinders en kleinkinders, een agter kleinkind. Welkom ook vir julle. Agter die Hannetjie mag die Here regtig net vanmôre by julle elkeen wees en mag hy vir jou toevoeg sy liefde en mag hy. Kom ons word stil, kom ons bid saam. Here ons Here baie dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees en ons hoor nog hierdie ego van 'n lied wat sê genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Genade onbeskryflik groot, Here, vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. En mag ons bid, Here, dat U groot genade ook vanmôre by hierdie familie sal wees, dat U vir hulle in genade en liefde sal toevou en sal kom dra. Dat U sal kom troos. En baie dankie, Here, dat dit 'n genade is wat ons weet, wat ook van U afkom, van die liefde van U, Here, wat vir ons kom sterf het, vir U, Here, wat vir ons die ewige lewe kom oopbreek het. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan weet dat U genade ook vir oom Chris bedoel was. Dat U vir hom genade gedra het, liefgehad het elke oomblik van sy lewe en ook, Here, in sterwe. As ons vanmôre die teks gaan saam lees, Vader, is ons gebed om net weer onder die indruk van die liefde en die genade te mag kom. Mag ons die woord hoor, mag ons 'n oproep hoor. Ja, Here, en wanneer ons hier uitstap, mag ons bewus wees van U wat lief is. U wat liefde is, en vol van genade. Baie dankie, Vader, dat ons dit maar net kan bid in groot afhanklikheid in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Ek groet julle ook in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here saam loof met ons eerste lied wat ons gaan sing, Grote God, aan U die eer, die eerste en die derde strofe. Kom ons staan en kom ons loof die Here saam. Sing the fruit of God, oh God.
Ons gaan 'n gedeelte lees in Johannes 15 uit die boodskapvertaling, soos die familie gevra het, en jy sien ook op die voorblad staan daar. Kom ons onthou hom so, 'n loot vas aan sy druiwestok. Dit gaan ook ons tema wees, wat ons so 'n bietjie oor gaan gesels. Laat ek 'n beeld gebruik om die verhouding tussen my vader en my volgelinge te verduidelik. Stel julle voor, my vader is 'n druiweboer. En ek kan dan vergelyk word met 'n spesiale druiwestok. My vader bewerk die wingerd goed en hou die lote wat uit die druiwestok groei goed dop. As daar takkies is wat net groei, maar nie 'n enkele druiwetros dra nie, sny hy dit af. Die takkies wat druiwetrossies maak, versorg hy mooi. Hy snoei hulle en maak hulle skoon, sodat daar baie plek vir die druiwetrossies is. Julle is soos daardie mooi versorgde takkies. My boodskap was soos 'n snoeiskerp wat julle mooi skoon gesny het. Niks moet ons van mekaar skei nie. Julle moet baie naby aan my bly, soos takkies wat aan die druiwestok vasgegroei is. Ek sal net so naby julle bly, soos 'n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. 'n Takkie kan mos nie druiwe dra as dit daar eenkant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle my nodig om goeie, vrugbare lewe te kan lei. Stel julle dit goed voor. Ek is soos 'n druiwestok. Julle is die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. Iemand wat op sy eie, sonder my wil leef, sal uitvind dat hy dit nie kan doen nie. Hy sal soos 'n los afgesnyde takkie in die vuur gegooi word, saam met die ander takkies, soos hy sal hulle daar tot niks verbrand. Maar julle, as julle altyd naby my bly, soos 'n takkie wat aan 'n druiwestok vasgegroei is, en getrou doen wat ek vra, is daar vir julle regtig goeie nuus. Julle kan maar in gebed vra wat julle nodig het om die goeie, vrugbare takkies te wees, want julle sal dit kry. En wat van my vader, die boer? Wel, as my invloed net al meer in julle lewens gesien kan word, sal my Vader tevrede wees. As julle my getrou volg, sal die wêreld God werklik raak sien vir wie hy is. Ek lees tot sover. Ons het so 'n paar weke terug het ons Paasfees gevier. En met Paasfees het ons fees gevier oor die feit dat Jesus vir ons sondes gekruisig is, dat hy gesterf het en ook veral dat hy opgestaan het en dat hy die sonde en die dood oorwin het. Maar ek wil vandag vir julle begin vir julle 'n baie kort Kersverhaal te vertel. Wat vir 'n mens wys hoe Paasfees en Kersfees baie nou by mekaar aansluit. Daar was eendag 'n boer gewees en daar het 'n baie skielike koue gekom, soos maar baie keer gebeur. En buite die boer se skuur was daar 'n voëlnes. En die voeltjies het verskriklik swaar gekry en dit het gelyk of die goedjies gaan verklein. Die boer het baie medelee gehad met die voeltjies en hy maak toe sy skuur se deur oop. Met die gedagte dat die voeltjies in die skuur kan skuiling kry. Maar hulle wil nie. Hy het later vir hulle gaan kos neersit, hy het gras daar neergegooi, hy het waterbak uitgesit, maar die voeltjies sit in die koue en lyk of hulle gaan verklein. En met die wens die boer dat hy tog net vir 'n oomblik 'n voeltjie kon word,
om vir hulle te verduidelik en te sê, maar trek net vir 'n tyd hier in die skure. Dis lekker warm en dis veilig. En hy so daaraan begin dink, toe sê hy, kom my skielik agter wat die betekenis van Kersfees is. Iemand het een van ons geword om ons te red en om ons na 'n veilige vesting te gaan lei. As jy mooi oor hierdie beeld dink, dan sien jy hierdie beeld trek ons dan onmiddellik na Johannes 15 toe, die teks wat julle as familie gekies het om vandag te lees. En in Johannes 15 gebruik Jesus die beeld van 'n wingerdstok en die takkies. En hy gebruik die beeld om te wys hoe naby ons aan hom moet leef. Maar Christus as die wingerdstok is nie maar net 'n mooi beeld wat die Here wil gebruik nie. Daar's 'n ongelooflike mooi belofte hierin opgelê. En Jesus sê, hy as die wingerdstok is die bron van lewe, hy is die bron van krag, en hy is die bron van volharding. En hy sê, en wanneer 'n takkie in die druiwestok bly, wat gebeur? Dan kry hy sap. En hy groei, en hy dra vrug. Hoekom? Omdat hy lewe. Hy sê ook, as hy nie vrug dra nie, dan sal hy afgesny word en een kant gegooi word om verdroog en te verbrand. Maar weet julle, dan vat Jesus hierdie beeld nog 'n bietjie verder. En dit is my die mooi van die gedeelte, veral by 'n dag is vandag. En Jesus sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jy sien, en nou kom 'n mens dan Jannetjie, ek dink by die hart van die evangelie uit. En ek dink dit is waar ons troos vandag begin. Jesus het sy lewe gegee sodat ons kan lewe. Johannes 10 vers 10 sê ons, hy gee die lewe en dit in oorvloed. Met ander woorde, Jesus gee sy lewe sodat ek en jy kan lewe hier en nou, maar nog meer, hy gee sy lewe, Paasfees, sodat ons die lewe kan hê tot in ewigheid. As ons nou vandag by hierdie, ek wil nie 'n roudiens noem nie, ek wil liewerste viering van lewe noem. As ons by 'n viering van lewe is, dan wil ons so 'n bietjie oor hierdie liefde dink. Want dit is dieselfde liefde waarvan ons nou praat, wat hom Christus gedra het sy hele lewe lank. Dis dieselfde liefde wat hom die mens gemaak het wie hy was, sodat hy indruk op jou lewe kon maak. Dis dieselfde liefde wat hom gedra het in sy siekte, en dis dieselfde liefde wat by hom was toe hy gesterf het, en wat hom ontvang het na die ewige heerlikheid van God. Weet jy, kan jy Hannetjie, en dis dieselfde liefde wat vir julle as familie vandag wil kom dra, en kom troos, en kom vashou. Ek dink, julle as familie, dink elkeen wat hier is, kan vandag net ongelooflik dankbaar wees. Want sy lewe was 'n getuienis van hierdie liefde van Jesus. En jy kon dit in hom sien, en jy kon dit in hom beleef. Hoekom? Want hy was soos 'n takkie in die wingerdstok geanker. En Johannes 15 sê, wie in die stok bly, sal die vrug dra van liefde. Met ander woorde, jy sal in iemand se lewe sien, of hy in die stok geanker is, of nie. Want Christus se lewe, van sy geboorte tot by sy laaste dag, was omring deur hierdie ewigdurende liefde van God. Vir 90 jaar lang. Rosiel het so 'n kort ietsie geskryf wat ek met julle wil deel. Sy skryf, hy het sy familie lief gehad, en hy het 'n huwelik gedeel van 57 jaar. Huwelik vol van trou, respek en liefde. Ek dink miskien almal beleef van Jannetjie elke keer as 'n mens dit saam gesien het. Hy was 'n goeie pa vir Vanja, Gerard en Rosiel. Sy 7 kleinkinders was vir hom kosbaar, en ons is dankbaar dat hy sy enigste agterkleinkind kon sien en koester. Hy het vreugde gevind in die natuur,
En die wildtuin was sy plek van rus en verwondering. En in eenvoudige plesier van die jaarlikse seevakansie in die karavaan by die Oosstrand. Hy was 'n man wat altyd bereid was om te help. Dan ja, Annetjie, ek weet nie of jy kan onthou nie, my eerste ontmoeting met julle was in 1999. Ek was toe vars in die gemeente gewees en ons het ons eerste wysbyeenkoms daar by julle op die plaas gehad. Ek dink die hele wijk daar in die sitkamer by mekaar gekom. En wat ek so altyd sal onthou van Chris is of ek hom nou daar gesien het in die sitkamer of in die woonstel daar waar hy langs Zeenhawe gebly het of hier in die Rusoord, hy was maar altyd dieselfde. Altyd nederig, altyd geduldig, altyd besorg of dit nie gelukkig is, of wat tee is, of wat ietsiekie is, altyd maar altyd dieselfde. En as jy vandag hier sit, gaan jy jou eie herinnering hê van wie oom Chris in jou lewe was en wat jy van hom onthou. Maar wat ook al jou herinnering is ek seker dat dit vir jou gaan wys dat die liefde wat Jesus gee, nie maar net een of ander teologiese waarheid is. Dis iets wat in 'n mens se lewe sigbaar word. Dit moet. Oom Chris het soos Jesus daai liefde en vrede en nederigheid en goedhartigheid, julle ken al daai goedjies. Hy het dit geleef. Soos 'n loot wat krag kry uit die stok, het hy sy krag, sy sap gekry uit Christus. En daarom kon jy dit in hom beleef. Selfs toe hy siek was, kon jy dit in hom beleef. Ek het die voorreg gehad om heen gaan see by hom besoek te doen. Tannie Hannetjie het my laat weet nie, om Chris het hom so 'n bietjie by. Hospitaal staan hom nie altyd by nie. En ja, ons kon daar besoek doen, by hom gesit. En hom gevra om Chris, hoe gaan dit? Tannie Hannetjie kan jy onthou en hy het gesê dit gaan baie goed. Die Here is vir my baie goed. En hy het so 'n glimlag op sy gesig. En jy kon in hom net 'n ongelooflike stuk dankbaarheid beleef. Dit kom net as jy in die stok geanker is. En ek weet en ek besef net, jy weet, as 'n ou met so iemand te doen het, dan weet jy, so 'n persoon weet, Jesus het in my plek gesterf. Jesus het die straf vir my gedra. Hy lê sy lewe vir ons af. En in die beeld van die wingerdstok beteken dit dat die stok die bron van krag en van versoening is. En die takkie word vrygespreek en kan vrug dra, omdat die stok alreeds al die werk gedoen het. Hy het alles gedoen wat nodig is vir jou om te kan vrug dra en om vir ewig te kan leef. En ek kon beleef en ek kon weet dat oom Chris geweet het, dit is waar. Christus het sy straf gedra. En hy kon in vrede leef, want hy weet Jesus in sy plek gesterf. En daarom weet jy, is ek vandag seker waar hy vandag is. En ek weet hy is vandag in die liefdevolle arms van Jesus. Hoekom? Nie moet hy 'n nice ou was nie. Nie moet hy vir 57 jaar die beste man was nie. Nie moet hy die beste pa of die beste oupa of grootoupa was of vriend was nie. Hy sê die koninkryk van die Here as gevolg van die genade en die liefde van God. Hy is daar omdat hy in die stok geanker was en die vrug daarvan gedra. En omdat die stok die lewe te gee, hoef die loot hom nooit te vrees. Want wat het Jesus gesê? Dit een van sy ek is uitsprake. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Dwight Moody het 'n baie mooi ding gesê. Hy was 'n groot teoloog. En hy het gesê, julle gaan eendag lees, Dwight Moody is dood. Hy sê, moet dit nie vir 'n oomblik glo nie. Wat uit die vlees gebore is, sal sekerlik sterwe, maar dit wat uit die gees gebore is, sal in der ewigheid nooit sterwe nie. As jy 'n lewende geloof het, as jy geanker is
in Christus, soos om Christus was, is die dood nie die einde nie. Dan is dit die deurgang na 'n nuwe lewe, na die ewige lewe by God. Weet, as ek my oë toemaak, dan kan ek sien, die oomblik toe Christus gesterf het, was die Here daar by hom met sy hand vasgehou, soos het hy altyd sy hand vasgehou. En dat hy vir hom sou sê, kom Christus, kom in en kom deel in my vreugde. Ek wil jou soos 'n eregas ontvang, ek het vir jou 'n feesmaal voorberei. Ek wil jou kom oorlaai met my goedheid en my hartlikheid. En my liefde sal tot 'n lente van daar by jou bly. Want uit aan die ons as kinders van die Here, ons as mense wat ook aan die Here geanker is. Groet jy vandag vir jou. Ons sê, tot ziens my man, my pa, my oupa, my vriend, tot ons weer eendag ontmoet. Ek sê altyd vir die mense, jy weet, die Here het nie gesterf om die dood draagliker te maak. Hy het nie gesterf net om 'n begrafnis makliker te maak. Hy het gesterf om die dood te oorwin. En om dit 'n tuiskoms en 'n reunie te maak van geliefdes en 'n reunie met ons hemelse Vader. Ek dink, as ons kyk na die voorblad van hierdie briefie, dit wat jy daar geskryf het. En as 'n mens lees dit wat Johannes 15 sê, dan is ons teks vanmôre 'n oproep. Maak seker, jy is ook geanker in die storm. Maak seker, jy bly in die liefde van Christus, sodat jy kan vrug dra. En Christus was 'n voorbeeld. Hy het vrug gedra in sy gesin, in die kerk, in die gemeenskap. Kom ons onthou oom Chris, sy herinneringe as 'n oproep om in hy selfde liefde te gaan leef. Om in die wingerdstok geanker te bly, sodat ons kan vrug dra. Kan die Hannetjie, ons neem afskeid vandag met hartseer. Maar weet jy, ook met 'n ongelooflike dankbaarheid. Sy naam en sy dade en sy liefde leef voort in julle. In julle as familie. Hy het sy merk gelaat, nie in groot monumente nie, maar in die harte van mense wat rondom hom geleef. En die Hannetjie het my treffende ding gesê woensdag. Hy het gesê, jy gaan nie 'n klomp goed skryf en skryf die vertoning hou nie, want die mense wat hier is mense wat hom geken het. En as jy hom geken het, dan het jy klaar vir jou nalatenskap gelos. My gebed vir julle is regtig dat julle vandag en môre en elke dag en die vrede van God wat beleef, wat verstand te bowe gaan. Mag julle herinneringe aan sy liefde vir julle elkeen kom dra. En mag die Here ons elkeen kom troos na die sekerheid dat die dood nie die einde is, maar 'n deur na die ewige lewe saam met Christus. En Hannetjie mag die Here vir die besondere oorgee, net kom vas. Ons bid saam. Here ons God, ons dank U vir 'n geseënde lewe van oom Chris. Dankie Here dat U vir hom liefgehad het. Dat U hom altyd gedra het. Dankie Here dat hy in U geplant was. Dat U vir hom vasgehou het, Here, sy hele lewe en ook in siekte. Baie dankie Here dat U vir hom ontvang het in die teenwoordigheid. Baie dankie Vader dat ons ook mag vra dat U in hierdie selfde liefde vandag vir Tannie Hannetjie hierdie hele familie sal kom vashou. Dit sal kom versterk. Here, gee vir ons die genade om U liefde te weerspieël. Om in U geanker te kan wees soos oom Chris. Dankie Here dat vandag 'n viering kan wees van genade, van liefde en van 'n geleefde lewe. En dankie Here dat ons dit net kan bid in ons Here Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons 'n lied saam sing. Loof die Here. Lof sing die Here.
die ewige sin van sy Here, vers 1 en vers 3. Kom ons staan en ons loop die Here saam. Kom maar weer sit. Annelies, weet jy of die koor so op die tyd sal wees? Amen. 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 Hallelujah. Ithemba lami lona ngodukana ithemba lami lodukana mandingene endumise mandingene endumise ithemba lami Ek wil net vir julle sê, my het die wag voor julle loop.
Baie dankie dat julle so mooi jou oupa gekyk het hoor. Julle het altyd vir hom gevoer as hy nie kon eet nie. Alles ek sê vir julle baie dankie Jan Bombi se goeie. Ik zie die way aan me tulile. Ja, bonga. Muito dançida. Ek wil graag dan vir Dr. Kobus Meiburg aan die beurt stel asseblief. Goeiemôre. So 'n week gelede is daar vir my gevra, wil ek dalk iets sê op die lewensviering van Paakram. En dit is 'n intense behoefte by my gewees om wel iets te sê. So ek het gaan sit en ek het begin skryf aan 'n toespraak. Naderhand op al twee kante vol geskryf, bladsy 16 gekry. 16 velle. In elk geval, toe ons gisterand op die plaas aankom, is dit ijskoud, daar is nie 4 aanstekers nie, met die 16de bladsy die kaggelvuur gevat. So al wat nou oorbly is om daai indruk wat hy op my gemaak het, daai impak wat hy op my lewe gehad het, aan julle te probeer oordra. Pa Chris was altyd vriendelik. Hy het jou altyd welkom laat voel. Hy het jou altyd deel van hom laat voel. En dit was lekker om by hom te gaan kuier. Pa Chris was altyd eerlik en opreg. As hy gedink het jy doen goed, sou hy vir jou kom sê, hou so aan, bly dit doen. As hy gedink het jy maak droog, het hy dit vir jou kom sê. Maar die lekkerte van hierdie interaksies wat hy met jou gehad het, hy het dit gedoen dat dit tot jou voordeel gaan strek. Jou uitkoms moes beter gewees het. Dit was nie oor hom wat dit gegaan het. Hy was 'n vlugtige man. Hy het altyd hulpvaardig, altyd hand kom bysit. Handig, so hy kon vir jou gewys het om goed te doen wat jy self nog nie bemeester het nie. En daar wat jy iets nodig gehad het, het hy altyd ingestaan en dit vir jou gedoen. Die belangrikste eienskap wat ek egter in hom gesien het, en ek wil begin voor ek dit beskryf deur te sê, daar is seker nie iets soos die ideale pa nie. Maar ek dink hy was waarskynlik die naaste wat ek nogal aan 'n ideale pa gesien het. Wat doen 'n ideale pa? Hy hou sy gesin bymekaar. Hy hou sy gesin bymekaar deur dik en dun, deur maklike en moeilike tye. En hoe doen hy dit? En die dominee het dit so pragtig opgesom. Oor my 16 bladsye was omtrent 'n weergawe van sy hulde aan Pa Chris. Hy doen dit deur 'n voorbeeld te stel, deur vir hulle te wys, maar hoe tree jy op in hierdie situasie? Hy doen dit deur kerk toe te gaan en sy gesin in die kerk te hou. Hy doen dit deur vir hulle te wys hoe om te lees, hoe om te studeer, kom deur jou skool, kry jou universiteit kwalifikasies of jou verdere kwalifikasies in die lewe, en hy rus sy kinders toe om ook die lewe aan te vat soos wat hy dit gedoen het, sodat hulle ook 'n sukses kan maak in die lewe. En ek dink dit was die uitstaande kenmerk van hom. Die pa wat sy gesin deur die lewe gelei het met sy voorbeeld. En ek hoop dit gaan by almal van ons bybly. Dankie. En Almarie de Beer, kleindochter.
raak geïrriteerd met myself. Wanneer ek huil by 'n begrafnis. Want dit is nie veronderstel om 'n huilgeleentheid te wees nie, en dan dink ek, ons is mens, ons gaan huil. Maar, weet nie of net ek is wel eerlike konflik ervaar nie, maar omdat oupa Chris vir Christus geken het, en ek ken hom vir Christus, ek ken daai hoop, weet ek waar hy nou is. So, enigiemand wat saam my wil huil, weet net, oupa is baie gelukkig op die oomblik. Hy huil glad nie. Dis net ons wat huil, wat verstaanbaar is, want ons is nog op die aarde. Eendag gaan ons verhaal gestop word, soos wat Dominee gesê het. Ek wil 'n paar herinneringe deel, wat oupa gehad het, saam met my, en my man Jared. So die eerste een is, op oupa se, ek dink dit was sy 86ste verjaarsdag, en ons het gevier by Tannie Rosillo se huis. En ek wil graag vir oupa 'n kaartjie maak, en toe vra ek vir die Here, wat moet ek sê op die kaartjie? Wat kan 'n indruk los? En die Here lê toe 'n vers op my hart, yster slyp yster. En ons het dit in 'n kaartjie gesit. Vir die eerste keer in my hele lewe, het oupa begin huil, toe hy die kaartjie lees. So, iewers moes die vers, yster slyp yster, wat in Spreuke voorkom, 'n groot indruk op hom maak. En ek dink dit getuig van wat Dominee gesê het, wat my pa gesê het, dat oupa Chris het sy geloof geprioritiseer, en hy het ook geprioritiseer om homself te omring met mense wat hulle geloof prioritiseer. Ek weet, ek het hom nooit gevra nie, gevoel, dis dalk te persoonlik, maar ek het gewonder, hoekom het daai vers 'n snaar getakel in sy hart. Iewers moes hy die Here 1-tot-1 gehad het op yster slyp yster. So dis die eerste ding wat ek kan gedeel het. Tweede ding is, net 'n lieflike herinnering vir ouma. Dit was 'n groot voorreg, en daai seisoen is nou verby. Dit is al so 6 maande terug verby, maar dit was 'n groot voorreg vir my en Jared, om elke jaar by ouma hulle te kom kuier. Aan die begin was dit baie meer, ons het seker 4 keer 'n jaar, elke vakansie, elke skoolvakansie kom kuier. En dit was regtig lekker om in ouma hulle se huis in te kom, en ouma het altyd vir ons gekook. Oupa wou altyd tee hê, soos 10 keer 'n dag tee hê. En ons het tennis gekyk. Omdat ons altyd in skoolvakansies gekuier het, want ons kon nie ander tye kom kuier nie, my man se onderwyser, het ons altyd gekuier tydens groot tenniswedstryde, Wimbledon, Roland Garros, American Open. So ons het altyd tennis saam met oupa en ouma gekyk, en oupa het dit verskriklik baie geniet. So dis nog 'n herinnering, dankie vir dit, dankie dat ouma hulle dit aan ons gegee het. En die laaste 2 of 3 kuiertjies was toe nou saam met Blyde. En dit was 'n groot voorreg om dit te kon deel saam met ouma hulle. Regtig 'n groot voorreg. En dan nie een van daai kuier nie, ek dink dit is by elke kuier gebeur. Wat ek kan onthou is, ek en Jared sal altyd in die leefarea op ouma hulle se opslaanbank geslaap het. Toe Blyde nou bygekom het, sy is op die grond op 'n bers geslaap. Maar in die aande, wanneer ons gaan slaap het, dan oupa altyd vir ouma Bybel gelees. En ons het dit gehoor vanuit die leefarea af. So prys die Here vir dit getuig net weer eens van die voorbeeld wat julle gestel het, maar tot op die einde toe deurgevoer het en geglo het. Want wanneer alles vleeslik van jou af weg begin val, wat dit vir ons almal gaan doen, bly Christus oor, en julle het dit uitgelewe en doen nog steeds. En ek wil ouma aanmoedig en oplig dat ouma dit aanhou moet doen, totdat ouma se tyd eendag ook kom. Hou aan vashou aan Christus tot die einde, soos wat oupa vasgehou het aan Christus tot die einde. En dan die laaste herinnering wat ek wil deel, is, ek is nou weer swanger met my tweede dogtertjie, maar toe ek swanger was met hierdie ene hiervoor, het ons die dag by die plaas aangekom, en ouma en oupa was daar, en ons het vir hulle gesê, ouma en oupa, die kleinkind is op pad. En vir die tweede keer in my lewe, het my oupa trane begin pik voor my, ek hom sien huil, en toe sê hy vir my en Jared,
Hy het nou regtig nie geweet of hy gaan lewe tot die dag van sy eerste agterkleinkind nie, maar is hy nie so dankbaar vir die Here dat hy daai seëning kon kry nie. So dit was maar net 'n derde herinnering wat ek wou deel van Oupa Chris, om hom te eer, maar ook ek dink die grootste boodskap wat ek wil los is, ons is hartseer, want ons is nog hier. Hy is nie hartseer nie, want hy het vir Christus geken. Hy het lewe gevind in die God van lewe, die God wat verby die dood opgestaan het. En dis nogal iets eintlik merkwaardigs as mens net bietjie gaan sit en daaraan dink. Ons gaan weer lewe as ons vir Christus kies, soos wat Oupa Chris nou besig is om te lewe. Ek wil net afsluit met 'n vers wat die Here so 2 hande terug op my hart geplaas het. Dis Hebreërs 2 vers 14 tot 16. Dink ek is presies waaroor Dominee gepraat het. Aangesien hierdie kinders, wat ons is kinders van God, mense van vlees en bloed is, het Christus ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Ja, dankie vir die voorreg om te praat. Ouma en mamma, en ek bid dat julle veral aan hierdie kan vashou dat die vrees van die dood is oorwin as gevolg van Christus, en Oupa spreek daarvan, want hy is nou lewendig. Kijk, Andrie, dankie vir jou mooi getuienis. Ek wil net namens die familie 'n paar bedankings doen asseblief. Maar Annetjie vir 57 jaar saam met pa, en veral die laaste 4 maande langs sy siekbed. Kobus, Vanja, Henko, Rosil, Gerard, Teresa vir julle opofferings, sowel as al die kleinkinders wat gereeld kom kuier het. Dit het vir pa en ma die wêreld beteken. Dan die hele rusoord vir die versorging, die kos maak, die skoonmaak, die tuin maak, die begrafnisse verversings, en ja, Tannie Annetjie het vir die koor klaar baie mooi dankie gesê, so dankie ook van die koor, van die familie af. Suster Annetjie en Suster Annelies vir die 24 uur bystand aan ons almal. Dr. Kobus Beyburg en Dr. Shaal Jooster, as ook die Noodhospitaal se personeel. Rina vir die begeleiding en die uitleef van jou goddelike talent. Grace en Simon vir jare se getroue diens. Dan Martins begrafnisonderneming, vir julle professionele en sensitiewe manier waarop julle altyd julle besigheid bedryf. Thanks of all, jou eerste een, baie dankie ook. Almal se oproepe en besoeke, as ook die aflaai van eetgoed en drinkgoed. En alle dank aan God vir die tydperk van 90 jaar wat Chris aan ons geleen was. Ons berus by die Vader se wil, roeping en tydsberekening in ons almal se lewe. Dankie almal wat vandag hier is, en mag julle ook weer veilig terugry na julle bestemmings. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Vers 1 en 2, en ek wil vra dat julle na afloop van die lied net sal bly staan vir die seën, en dan kan julle weer julle plekke inneem, en dan gaan ons die familie eerste geleentheid gee vir die laaste eerbetoon. En wanneer jy klaar by die tafel voor is, kan jy maar so lank na buite beweeg. Die verversings is net hier buite, en dan kan ons na die tyd almal daar ontmoet. Kom ons staan en ons sluit ons saam. Halleluja, hij is
staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom te gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen. Die vyand is verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Liefdes, die Here is bokant jou om jou te seën. Hy is voor jou om vir jou die pad te wys. Hy is onder jou om jou op te tel as jy nog struikel. Agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Rondom jou om jou te beskerm en binne in jou met sy Heilige Gees wat in jou woon. So seën God ons Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Jy kan maar weer sit. Vriende, kan my net uiteindelik moet doen met potgieter. Baie dankie van die familie se kant af. Baie dankie vir die wonderlike versterkende boodskap. Maar ook baie dankie vir die bystand en belangstelling in Pa Chris. Nie net oor die laaste rukkie nie, maar sedert hy hierso op Belfast aangekom het. Hy het dit baie waardeer, ons het dit baie waardeer. Baie dankie.
Ja.